Kom ons hoor, vandag leer ons, moenie oordeel nie. Leroy kom van buite af by die kombuis ingehardloop. Papa vra 'n lap om die kussings en die lapa skoon te vee. Mandy kyk kwaai na haar boetie. Papa vra asseblief. Leroy hou aan die leuning van die stoel vas en spring op en af. Ja, ek weet. Mandy trek haar mond op 'n plooi. Waar is jou maniere? Wat van asseblief? Leroy spring nog steeds. Asseblief man, papa is haastig. Mandy vee haar hande aan die vatdoek af wat langs haar lê. Sy help haar mamma om die slaaie te maak en is besig om die blaarslaai in 'n slaaibak te rangskik. As jy van die begin af asseblief gesê het ek dit al lank al vir jou gegee. Papa kom vinnig die kombuis binne. Ai tog, Leroy, waar is die lap wat ek gevra het? Ek is haastig en dan het jy so baie tyd. Leroy kyk na Mandy. Dit is Sissie, papa. Ek vra en sy wil my nie help nie. Sy bly sê asseblief, asseblief. Mandy is dadelik op haar perdjie. Leroy het nie maniere nie, as hy die eerste keer net asseblief gevra het ek dit lank al vir hom gegee. Papa sug. Ai Mandy, kan ons nie maar later na Leroy se opvoeding omsien nie, ek is haastig. Mamma kom uit die sitkamer en bære die vere stoffer in die besemkas. Wat is nou fout? Papa lyk sommer moedeloos. Gee asseblief vir my 'n lap sodat ek die kussings in die lapa kan skoonvee. Ek het vir Leroy gestuur om dit te kom haal, maar Mandy is eers besig met 'n les in maniere. Mamma lag. Ek wonder of ek ook op 11 almal reg gehelp het, of dalk was dit jy. Sy moes dit by iemand gekry het. Leroy kan ook maar net asseblief sê, dan hoef sy ouers nie so met hom te sukkel nie. Leroy kom staan by sy mamma. Ek het gesê asseblief, maar toe is papa al hier. Papa skud sy kop. 'n Lap asseblief, Amanda. Is dit mooi genoeg vir julle meisies? Mamma haal een uit die besemkas en gee dit vir papa. Jy vra mooi genoeg. Dankie dat jy skoon maak, Ronald. Is alles dan klaar? Papa is al amper by die deur uit toe hy antwoord. Ek en Leroy sal gou moet gaan hout koop. Mandy is alweer ongelukkig. Hoekom maak papa met hout vuur? Al my vriende se papas koop houtskoolblokkies. Hout is so oudtyds. Mamma skud haar kop. Los vir papa dat hy vuur maak waarmee hy wil. Solank ons net die vleis gaar kry, maak dit nie saak waarmee daar vuur gemaak word nie. Jy kan bly wees, hy hoef nie meer 2 stokkies te mekaar te vryf om vuur te kry nie. Leroy is dadelik by met sy vraag. Met watse stokkies vryf papa vuur? Mamma lag. In die ou tyd het hulle stokkies te mekaar gevryf totdat dit aan die brand geslaan het. Mandy skuif die slaaibak onder die net in wat mamma oor die tafel gegooi het. Is daar nog iets waarmee ek kan help, mamma? Mamma gee haar 'n drukkie. Dankie my poppie, ons is nou gereed vir die familie. Hulle luister hoe die motor vinnig uit die motorhuis getrek word. Mamma lag. Papa is so haastig om alles klaar te kry. 'n Mens sal nie sê dis sy suster en haar gesin wat kom kuier nie. Hulle is mos nie vreemde mense nie. Mandy trek die net oor die tafel reg. Was papa altyd so haastig, mamma? Mamma glimlag. Ja, my kind, ek moes maar altyd op 'n drafstap langs hom loop. Luister net daar, hy en Leroy is al terug. Papa en Leroy dra die hout wat hulle gekoop het na die lapa. Leroy kyk oor sy skouer. Mamma, ons is terug, waar's die koeldrank? Toe hy Mandy se gesig sien, onthou hy, asseblief mamma. Terwyl mamma die koeldrank inskink, kom staan Mandy langs haar. Weet mamma, Zelia is my gunsteling niggie, maar dit is nie vir my lekker om by haar te kuier as Martyn by is nie. Sy beklei die hele tyd met hom. Leroy kom sit by die tafel. Martyn is my neefie en ek hou baie van hom. Mandy draai na hom toe. Ag Leroy, jy weet nie waarvan ek praat nie. Moenie my so in die rede val nie. Dis swak maniere. Mamma sug. Ai Mandy, ek dink jy moet eers voor jou eie deur vee voordat jy van Zelia praat. Leroy is nou die ene oë en ore. En waar is Mandy se deur, mamma? Is dit haar kamerdeur? Mamma vryf oor sy handjie. Ek vergeet, my ou seentjie is net 5 jaartjies oud. Dis 'n spreekwoord wat ons gebruik as ons vir iemand wil sê om nie 'n ander te oordeel as jy dieselfde doen nie.
Leroy kom staan langs mamma. Wat moet Sissie oordeel? Is dit lekkertjies? Het sy alweer vir haar die meeste gevat? Mandy gooi haar hande in die lug. Jy verstaan niks, jy's nog te klein. Die Bybel sê 'n mens mag nie ander mense oordeel nie. Dis om vir hulle kwaad te wees oor goed wat hulle doen en dan doen jy dit self. Leroy hardloop na sy kamer toe en kom met 'n klein Bybeltjie terug. Wys vir my. Mandy vat die Bybeltjie by hom maar gee dit vir mamma. Ek weet nie waar dit staan nie. Mamma blaai na Matteus 7 vers 1 tot 6 en lees: Moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Leroy wip vorentoe op sy stoel. Papa, Kappie hou dat die splinter so spat. Hy het gesê ek moet in die huis kom, anders spat dit in my oogies. Wat is 'n balk? Mamma wys met haar vinger na die sitkamer se kant toe. In die sitkamer is die plafon bokant die balke ingesit. Leroy gee 'n lang fluit. Mamma, wie het so groot oog waar daardie balk gaan inpas? Mamma lag. Jesus het ook hiervan beeldspraak gebruik gemaak, soos wat ons spreekwoorde gebruik. Jesus het net bedoel dat ons dalk 'n groter sonde doen as die persoon wat ons oordeel. Luister hoe mooi stel Jesus dit. Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefynste, haal eers die balk uit jou oog uit, dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Papa kom van buite af in met sy hand oor sy een oog. Mamma en Mandy spring dadelik op toe mamma vra, wat het gebeur, Ronald? Papa hou nog steeds sy oog toe. Daar het 'n splinter in my oog geskiet toe ek die hout gekap het. Mandy is sommer kwaad. Sien jy, mamma? Dis hoekom ek sê hout is oudtyds. Houtskoolblokkies hoef nie gekap te word nie. Mamma staan bekommerd nader. Wag nou, Mandy, laat ek sien of ek iets sal kan doen en of papa dokter toe moet gaan. Leroy spring op en af. Is daar bloed, mamma? Die voordeurklokkie lui en mamma vra vir Mandy om te gaan oopmaak. Sy kom met Zelia, Martyn en hulle papa en mamma die kombuis binne. Mamma groet en verduidelik vir hulle van papa se oog. Oom Eugene is dadelik bekommerd. Amanda, ek gaan nou vir Ronald na ongevalle toe neem by die hospitaal, sodat 'n dokter die splinter kan uithaal. 'n Mens moenie met jou oog speel nie. Leroy kom kyk met groot oogies na Martyn se papa. Oom Eugene, het die dokter nie 'n balk in sy oë nie? Oom Eugene kyk vraend na Leroy se mamma. Sy lag en verduidelik. Ek het net voordat die splinter in Ronald se oog gespat het vir Mandy en Leroy uit die Bybel gelees dat 'n mens eers die balk uit jou eie oog moet haal, voordat jy 'n splinter uit iemand anders se oog probeer haal. Tannie Janita kyk geskok na hulle mamma. Amanda, dat so iets nou moet gebeur. Ry julle eers gou Eugene, dat die dokter na Ronald se oog kan kyk. Nadat papa en oom Eugene gery het, skink mamma koeldrank voordat sy en tannie Janita aan die lapa gaan sit en kuier. Mandy en Zelia gaan speel met haar babiepoppe in Mandy se kamer. Sy kyk kwaai na Leroy. Gaan speel jy en Martyn op jou klimraam? Zelia kyk bekommerd na Mandy. Hoekom is jy so kwaai met Leroy? My mamma het met my geraas omdat ek so baie met Martyn beklei. Sy sê ek moet onthou dat hy net 5 jaar oud is. Mandy lag skaam. Ek het ook raas gekry, maar hy is so lastig met sy baie vrae. Toe oom Eugene met hulle pappa terugkom, is hy die middelpunt van belangstelling met die oogklappie oor sy oog. Martyn kom staan nader om mooi te sien. Oom Ronald lyk net soos 'n regte seerower. Seerower, my groot seun, help tannie Janita hom reg. Almal lag toe Leroy dit beamoen. Ja, maar pappa kort nog 'n haak aan sy hand en 'n houtbeen. Mamma luister mooi toe oom Eugene verduidelik. Die dokter sê Ronald was gelukkig, die splinter het net die oogbal getref en nie die iris of kornea beskadig nie. Leroy kyk vraend na sy pappa. Pappa, het jy blomme in jou oog? Mamma het vanoggend gesê ons moet kom kyk hoe mooi blom die irisse. Mamma vryf oor sy donker haartjies. Die iris is die gekleurde gedeelte om die pupil. Dit is die swart gedeelte in die middel van ons oë.
Dit word ook die reënboogvlies genoem. Die kornea, dis die horingvlies, is die vliesie oor die pupil. Pappa lag. Mamma is nie verniet 'n biologie juffrou nie. Kom ek verduidelik dit vir julle. Daar het 'n stukkie hout in my oog gespat, maar gelukkig kan ek nog sien. Maar nou is ek baie lus vir daardie vleisie wat nog gebraai moet word. Kom Eugene, laat ons aan die werk spring. Leroy en Martyn hardloop agter hulle pappas aan toe Martyn sê: "Dis die eerste keer dat 'n seerober vir my gaan vleis braai." Fluit, fluit. Hierdie storie is uit maatjies. Vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybel vir jou Matteus 7 vers 1 tot 6 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Jesus, help ons om eers ons eie foute raak te sien, voordat ons ander mense probeer reghelp. Amen.